dankie. Johan, terwyl hulle regmaak, deel soms 'n bietjie wat op jou hart is wat hierdie jaar gebeur het met die Leeu's. Dankie Mario, goeienaand almal. Ek dink Mario het vir my gesê ek moet so 'n bietjie praat oor die spanwerk, hoe dit gebeur by die Leeu's en goed en ek sê hulle is vinnig daar iets deel en dan ook vertel wat agter die skerms gebeur het by die Leeu's wat ek dink 'n wonderlike getuienis is. Die eerste ding wat gebeur het is as dit kom by spanwerk, weet ek het baie mense gesê ja maar weet ons het met daai ouens wat daar is wat nie verskriklike name in Suid-Afrikaanse rapjaal is nie, het ons so goed gedoen, maar ek dink wat 'n groot plus is toe ons oorgevat het of laas jaar daar gekom het ek so 'n paar maande voor John Mitchell gekom en toe kom John daaraan en goed en toe gaan sit ons einde van die Currie-beker, toe sê ons maar wat kan ons doen of wat is ons tekortkome? En die een ding wat vir ons uitgestaan het is dat Johannesburg is 'n area wat 'n baie moeilike area is om 'n span te kan skep. So met ander woorde waar die bulle byvoorbeeld by loftes oefen en binne 15 of 20 minute kan die ouens in enige rigting by hulle huis wees, is dit baie makliker vir hulle om soos 'n familie te word. So hulle kan baie makliker sê kom ons gaan braai gou of kom ons gaan gou saam na Menlyn toe of kom ons gaan Brooklyn toe en binne 10 minute kan hulle daar wees. Hulle kan 'n lekker koffie drink en dan kan hulle weer teruggaan na die tyd en hulle kan weer as daar 'n oefensessie is gaan oefen. En as jy dink na ure ook, want jy spandeer so baie tyd saam met 'n ou in 'n seisoen dat dit moet maar die ou wees met wie jy oor die weg kan kom. So na die tyd is dit baie maklik om vir die ouens te sê maar kom ons gaan braai of kom ons gaan eet saam iets. En so dit was vir ons 'n groot tekortkoming by die Leeu's. En dan ook die ander ding is ons het gevoel dat ons het nie spelers wat sal doodgaan vir daai trein nie. Ons het nie spelers wat omgee nie. Daar's meer individue wat hulle eerste wil stel is wat hulle die trei of die span wil eerste sit. So dit was ons twee groot uitdagings en ek dink die proses het begin met harde werk, met baie erge dissipline en ek sê erge dissipline dan bedoel ek nie militaristies nie, maar wat as jy laat is jy laat en daar's 'n straf daarvoor. As jy nie hard oefen nie en jy draai kort van die lyn is daar 'n straf voor. As jy nie op is met jou oefening of wat ons van jou verwag in jou posisie nie, dan is daar 'n gevolg. So ek dink die ouens het ingekoop, dit het gekom van die spelers se kant af. Dit was oorgegee aan hulle en gesê gaan sit. Hulle het 'n week gehad en gaan sê waarop wil julle hierdie span bou? Wat is die waardes? Wat gaan vir julle belangrik wees? En twee van die waardes wat uitgekom het was, ek bedoel ons het so 6 as ons noem pilare waarop die span gebou is. Maar twee van hulle wat vir ons baie uitgestaan het was loyaliteit, maar ook vertroue in mekaar en honesty soos die Engels sal sê. En daai twee was baie sterk. So met ander woorde, as enige speler 'n ander speler kry wat een van daai goed oortree het, moet hy nie wag dat die bestuur hom aanspreek, hy moet die speler hom aanspreek. En ons het baie gesteun op van die senior spelers daar. En 'n paar voorbeelde daar is byvoorbeeld in die gimnasium. As ek saam met hierdie ou oefen en ek weet hy doen nie sy beste, dan is dit my plig om hom aan te gespreek het. En ook op 'n Sondag, ons verwag van die ouens om byvoorbeeld op te gaan swem en te herstel. En ons kan dit of die een manier doen en sê jy moet Sondag 9 uur by daai gym wees en daar gaan ons almal kry, of ons kan dit oorlaat aan die spelers. En die span het so gegroei dat in die begin met daardie verpligte sessies het ons dit oorgegee heeltemal en laat ons die ouens vertrou, want ons kan dit op 'n maandag sien. Jy kan dit optel in die manier wat die ouens oefen of hy geherstel het of nie. En ons het ook byvoorbeeld 'n praktiese oefening gedoen waar ons praat van 'n longest day, waar ons ouens van die oggend 4 uur af wakker gemaak het en ons hulle besig gehou met aktiwiteite tot 7 uur, 8 uur die aand. En wat opgekom het is presies die individuele ouens wat onttrek het van die aktiwiteite of ouens wat nie wou deel wees van die span nie. So dit was maar 'n proses en ek moet die ouens krediet gee, ek moet die spelers krediet gee. Dit was ouens wat vir mekaar gevoel het en ongelukkig die enigste ding wat vir jou 'n span maak is samewerking. En ons het deur die Super Rugby het ons goed begin, maar die wenne wou nie kom nie en die ouens het weer begin half asof die krake wou kom. En toe kom die toer. En op die toer, as ek nou kan sê, menslik gesproke,
het dit wonderlik, die ouens het in mekaar tyd gespandeer. Weet, ons het ouens van die Sharks af, ons het vir Michael Rhodes en vir Pat Silje, ons het vir Joss wat van die Kaap gekom het, ons het ouens van verskillende streke af. So ons het op die toer het alles geklik en die ouens het mekaar van die veld af begin leer ken en die ouens het begin 'n familie word en toe het ons deur daai siftingsprosesse gaan het en dis hoekom ouens vir my vra maar hoekom daar spelers wat ons gekontrakteer het, groot naam spelers wat ons nie ooit weer gebruik het nie. Dit was my eenvoudig net, ons het gevoel ons het nou die groep ouens wat by daai standaarde van ons is. En die ouens het moeite gedoen. Hulle het begin moeite doen om mekaar te vat vir 'n koffie en saam te gaan braai. En ek moet die spelers daar krediet gee en hulle het regtig hard gewerk. Hulle het regtig nooit gemurmureer as daar hard geoefen word of gekla of so nie. So dit was maar net in die spanverband en dan's daar net 'n getuienis wat ek wil gee is, ek dink nie baie mense besef dit nie is. Ek het begin van die jaar het ek is goeie vriende met Dani Botha en ek praat nou en dan met hom en goed, maar ou kom nie meer altyd by hom uit soos ek altyd uitgekom het voor ek by die Leeu's betrokke geraak het nie. Hy het my altyd net gebel en gesê, het ek al met Marius Higgins gepraat, sy pel en hy het my 'n verhaal vertel wat gebeur het en dit was soos volg is, Marius Higgins is voltyds in die bediening en hulle was in 2002, einde 2001 het hy by 'n firma bediening gedoen en die firma het 'n klomp geld vir die Leeu's gegee daai jaar as 'n borg en omdat die firma uitgenooi was na die eindjaar funksie, na die prysuitdeling toe, het hy ook gegaan en op die aand van die funksie was daar 'n kunstenaar wat genooi was om te sing en grappe te vertel aan die goed en die ou het gekom en hy het gesing en hy het begin 'n spot met Billy Graham en hy het begin 'n spot oor Christendom. En Marius het vir my vertel wat hy alles gesê het en toe hy die een slag spot oor die Heilige Gees. Toe vat hy sy vrou in sy hand, toe staan hy op voor die saal. Toe sê hy hierdie Unie sal nooit weer 'n beker wen totdat hulle berou het oor wat vanaand gebeur nie. En hy het 'n sterk profetiese bediening en Marius sê hy het dit gesê en hy het geloop. Maar ek het toe met begin van die jaar net met Marius so bietjie gepraat, maar ek het nooit, weet 'n ou gaan bid daaroor en jy glo dis afgehandel en nooit moeite gedoen eintlik om by Marius uit te kom nie. En net voor ons op toer gaan, en dit was wat my so wonderlik is, net voor ons op toer gegaan het, toe bel Dani my weer en hy sê het jy met Marius al gepraat, want nou obviously het die super rappie net nie goed gegaan nie, ons het weer onder aan die kant aan die leer geëindig en ek bel vir Marius en ek sê Marius, ek moet nou met jou afspraak maak. Dani voel hierdie ding lê swaar op sy hart en ek moet met jou praat. En Marius sê vir my, maar hy kan nie daai dag kom nie, maar hy kan sê maar die Vrydag kom of die Saterdag kom, maar ek sê vir hom dan vlieg ons oor see. Ek sê maar doen my 'n guns. Ons het so 'n selgroep by die personeel by die Leeu's wat bymekaar kom op 'n donderdag. Dis vrywillig, dan kom baie keer van die tiksters wat daar is en mense. Ek sê kom net by hulle en vertel net vir hulle wat het gebeur en dan kan of dit nou 4 van julle is en of dit 10 is, maak nie saak nie, bid net vir my daaroor. En ek sal dit aan die spelers oordra en as ons op toer is, sal ons daai kan bid. En ek het vir die spelers, ons het so elke week bymekaar gekom en ek vir die spelers vertel en Marius het intussen uit Unie toe gegaan en hy het daarso daai vloek gebreek en hy daaroor gebid en hy sê hy het voor die Here gekom en gesê Here, hierdie spelers en hierdie Unie het 'n berou en breek my woorde wat ek gespreek het en die ironie van die saak is Dion van Rensburg het 'n teksvers gekry terwyl ons op toer is van 'n ou wat hy seker 2 jaar laas mee gepraat het en op daai teksvers het die volgende gesê dat hierdie vloek van jou gaan verander in 'n seën. En ons het hoeveel 1000 kilometer verder gesit van Marius af. En ons het teruggekom en ek het vir Marius laat kom en hy het die spelers ontmoet. Nou ek weer eens, dis nie verpligtend nie, so jy kan nie verwag dat al 30 daar opdaag nie, maar daar het seker 14, 15 spelers opgedaag. Ons kom op 'n Vrydag voor kapteinsoefening bymekaar en Marius het met hulle gepraat en geshare. Ons het weer daaroor gebid en weet ek sê nie wen en verloor is in die Here, weet ek sê nie want hoe bevat nou byvoorbeeld 'n finaal. Ek sê weet ek het by die Sharks gespeel en daar's net soveel klomp wonderlike persone wat opstaan vir Jesus. So ek sê nie, weet nou omdat ons Jesus gekry het, nou sal ons wen of so nie, maar wat ek wel weet is wat ek wel gesien het is ou moet pas op wat mense oor jou uitspreek. Wat daar van jou gesê is en wat jy van jouself dink en wat
en wat jy miskien oor jou besigheid uitspreek en goed, want ek het dit nou beleef en dat toe daardie woorde gebreek is en gekanselleer is, kon jy net kon daai hele was daar soos 'n geestesomwenteling tussen die spelers en ook op die veld en van die veld af. So dis my te getuienis wat ek wou sê vir die mense dat daar kan 'n ding wees. Ons is gered, maar daar kan iemand wees wat iets oor jou uitgespreek het of wat jou weerhou om tot jou volle reg te loop en ek wil net bysê dit laat mense net wonder. In 2007 toe het ek in daai finaal gespeel en ek weet vandag hoekom die Bulle moes gewen het en ek sê dit met alle respek want ek weet die Here het die era uitgekry deur byvoorbeeld wat Jakke gedoen het. Maar dit het my baie laat wonder toe ons nou die Curriebeeker wen van ou soos Frans Ludike wat van 2002 tot by 2000 en voor hy Bulle toe gegaan het 7 of 8 hy's 'n goeie afrigter, hy het die Super Rugby gewen by die Bulle. Maar hy kon net nie oor die drempel gekom het nie. Loffie was by die Lions, hy kon net nie oor die drempel gekom het nie. Daar het Loffie nou 'n beker gewen. En Frans het sukses by die Bulle gekry. En dit wys jou maar net ons mense het nie geweet wat daar aangegaan het en wat daar oor die Unie gesê is nie. Ek dink dis maar net 'n voorbeeld van hoe belangrik dit is oor wat ons oor ons kinders sê en wat ons oor ons vriende en familie uitspreek. So dankie vir julle tyd en sterkte en seën vir julle.